maar dit word daarom so 'n bietjie koeler. Ek hoop julle het 'n lekker naweek gehad en julle het 'n goeie week gehad wat verby is. En mag die Here vir ons elkeen vanmôre aanraak hier by hierdie erediens. Kom ons open vanmôre met 'n gedeelte uit Joël uit. Nou ons doen dit baie min. Ons is gewoonlik kyk ons na die psalms. Maar Joël het so verskriklike mooi gedeelte wat hy vir ons hier gee. Joël 2 vers 12 tot 13. Maar nou sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe. Vas, huil en treur. Skeer julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om die straf te herroep. Gemeente van Carleton wil die Here groet elkeen van julle vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Ons skriflesing kom vanmôre uit Matteus hoofstuk 4 en daarvan vers 1 tot 11. So voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir ons saamwees hier vanmôre en dankie Here dat ons ook kan stil word met u woord. Dankie vir 'n wonderlike dag en ook reëns wat vroeër op hierdie naweek geval het. En dankie Here dat ons net vanmôre hier kan wees. Ons weet u is in beheer van ons elkeen se lewe elke dag. Ons weet Here dat u ook vir ons elkeen baie lief het. En my gebed is vanmôre Here dat u net vir ons elkeen aan die hand sal vashou. Dat u met ons die pad sal loop. Dankie dat ons weet u het reeds in die week wat verby is elkeen van ons, elkeen wat hier is, sy hart gereed gemaak vir die woord wat u gaan bring vanmôre. En Vader, is my gebed dat u ook nou vir ons elkeen sal aanraak en dat u vir ons elkeen ook sal leer, Here, wat dit is om u te ken en om u te volg. Kom breek u woord vir ons oop, Gees van God. En ook vir my as prediker wil u my in die hand neem, Here, sodat dit wat vanmôre hier gesê word, die woord wat gebreek word, nie my woorde is nie, maar Here, dat dit van u afkom. Ons loof en ons prys u wonderlike naam. Amen. Matteus 4, daarvan vers 11 af. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie. En naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En daarna neem die duiwel hom na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En daarna het die duiwel hom met rus gelaat. En daar het die engele gekom en hom versorg.
Ons lees baie maklik oor hierdie gedeelte. Ons lees dit baie keer, maar ons ken dit so goed. Maar hierdie is vir my 'n gedeelte, dis soos 'n oomblik in 'n mens se lewe. Dis soos om by 'n kruispunt te kom, of by 'n draaipunt te wees, waar jy sê, maar iets moet verander. Oomblikke waar, mens sal sê, alles op die spel is. Oomblikke waar, wel, as jy mens na hierdie verhaal lees, wat sou gebeur het as Jesus toegegee het? Het ons al ooit aan daai scenario gedink? Wat sou gebeur het as Jesus wel toegegee het? As Jesus wel ingegee het op Satan, waar sou ons vandag gewees het? Sou die kerk bestaan het? Sou daar vir ons hoop gewees het? Sou daar vir ons 'n toekoms gewees het? Sou daar 'n ewige lewe gewees het? 'n mens dink nie altyd daarin so as jy die gedeelte lees nie. Maar dit is tog belangrik dat 'n mens daai vraag sou vra om te sê, maar wat sou gebeur het? En dit lê aan die hart, hierdie verhaal en die hele versoeking van Jesus, lê eintlik in die hart van ons geloof. Want ons sê baie duidelik as kerk, dat ons 'n verlosser moes gehad het. 'n Verlosser wat waarlik mens was en waarlik God was. Waarlik mens, want hy moes voel soos ons voel, hy moes kon ervaar wat ons ervaar, en daarom het ons ook vroeër stil gestaan by gedeeltes waar ons gepraat het oor Lazarus, waar Jesus by die graf was, waar hy gehuil het, waar hy homself openbaar het, ook in sy mensheid. Maar ons staan nou vanmôre ook stil by 'n gedeelte waar Jesus in sy godheid homself kom openbaar. So Jesus moes waarlik mens wees, want hy moes die sonde van die mens op hom neem. Maar hy moes waarlik God wees. Waarom waarlik God? Sodat hy sondeloos kan wees. En daarom is hierdie 'n draaipunt, dis 'n kruispunt, dis 'n plek waar dinge kon anders verloop het, as Jesus nie die regte besluite geneem het nie. As Jesus aan sy eie drange, sy eie honger, sy eie dors, meer gefokus het, as om die wil van die Vader te doen, sou die scenario anders gewees het. Dank die Here, is nie so nie. Dat hy wel gedoen het wat hy gekom het om te doen. En daarom moet ons kyk na 'n paar aspekte in hierdie gedeelte. Die eerste is, en die mens lees baie keer daaroor ook, maar ons sien hier dat daar staan, en die Gees het Jesus in die woestyn ingelei. Baie keer dink ons dit was die duiwel wat Jesus in die woestyn ingelei het. Dat dit hy was wat Jesus op hierdie pad van versoeking geneem het. Maar Matteus skryf baie duidelik dat dit nie Satan was nie, maar die Gees van God wat Jesus in die woestyn ingelei het. Mens sou die vraag kon vra, maar wou God gehad het dat Jesus moes val? Hoekom lei die Gees van God Jesus in die woestyn in? En daarom kry mens baie keer ook die vraag by mense as daar swaar tye, siekte en dood in hulle lewe is, om te sê, maar waar was God gewees? Waar is God in al hierdie gebeure? As ek lees wat hier staan in Matteus, dan was God in sy volle teenwoordigheid daar gewees, ook in Jesus se lyding, ook in die tyd wat hy swaar gekry het, ook in die tyd wat hy versoek is, was Jesus daar gewees. Was God daar gewees, deur die Gees. Die Gees het hom ingelei in die woestyn in. En dit is interessant dat die getal 40 weer kom. Daar is baie keer wat die getal 40 kom. Hoe lang was die Israeliete in die woestyn gewees? 40 jaar. Jesus 40 dae en 40 nagte. Die Noag in die ark, hoe lang het dit gereën? 40 dae en 40 nagte. Dit is net interessant dat die getal so baie voorkom. Maar Jesus is vir 40 dae, nou, ek het nou gepraat oor die kinders, oor die vas, maar weet nie wie van julle het al gevas nie.
Maar dis nie maklik nie. Nou, hierdie tyd waarin ons is, die lydenstyd, is gewoonlik 'n tyd waarin mense in vas ingaan. Om te sê, ek sal vas. Maar mense breek hom deesdae af. Hulle sal sê, ek drink te veel koffie, so ek wil vas, so ek wil nie meer so baie koffie drink nie. Of mense sal sê, jong, ek moet gewig verloor, so ek moet op 'n sjokolade eet. Of iets wat in sy lewe vir hom 'n probleem is. Ek sê nie dit is verkeerd nie, maar dis nie eintlik regtig die bedoeling van vas nie. Toe ons as Woensdag hier by mekaar was en ons gelees het waar die Here skryf in Jesaja 58, waar hy met die mense praat oor vas en sê, julle noem dit 'n vasdag, julle kom hier by mekaar en julle doen dit en julle doen dat. Maar dis nie wat ek vra nie. Psalm 51 sê die Here vir Dawid, dis nie wat ek vra nie. Wat ek vra is 'n ootmoedige hart. Is 'n hart wat vol van nederigheid voor my kom neerbuig, is 'n hart wat regtig homself kom oopmaak, wat kom breek voor my, sodat ek daardie hart kan vul, en ek daardie hart kan kom heel maak. Dis wat ek vra, dis wat ware vas is. Vas gaan nie oor my nie. Ek moet nie vas sommer my beter mens sal maak, of sodat dit iets in my lewe sal verander nie. Wanneer ek vas, moet dit gaan, veral in hierdie tyd, moet dit gaan oor God, om God te verheerlik. Wanneer ek vas, gaan dit nie vir my in spesifiek in 'n godsdienstige sin nie, maar ek doen dit om mediese redes. En daarom is dit vir my daar's 'n ander doel daarachter. Maar wanneer mense in 'n vas ingaan, moet dit nooit gaan oor die self nie. En ons moet verstaan dat Jesus in die woestyntyd, waar hy nie geëet en gedrink het nie, het dit nie gegaan net oor hom as die mens Jesus nie, maar het uiteindelik gegaan oor God en God self. Die Gees lei hom in die woestyn in. Dis nie 'n plek van rus nie. Die woestyn is nooit 'n regte plek van rus nie. Dis 'n plek waar maar swaar dinge gaan, nee, dit gaan maar swaar daar. Dis warm. Die wind is ongenaakbaar. En nou was Jesus 40 dae hier gewees. Jesus nie in die woestyn omdat hy iets verkeerd gedoen het nie. Want ons het vroeër gehoor toe hy gedoop is, het die Here gesê, hier is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Jesus is die geliefde seun van die Here, en daarom is dit nie omdat Jesus iets verkeerd gedoen het wat hy hier is nie, maar dit is eintlik omdat daar 'n toets op sy pad moet kom, om te sien of hy getrou sal wees aan die opdrag wat die Here vir hom gegee het, om te doen wat hy moes kom doen, om sondes vir die mens te sterf. Dis waarom Jesus gekom het. Dis waarom hy hier was. En dis wat hy kom doen het in jou en my lewe. So wanneer ek vas en in 'n vastyd ingaan, en dit gaan nou nie spesifiek hier oor vas nie, maar wanneer mense in 'n vastyd ingaan, dan moet 'n mens verstaan, dit gaan nie oor myself nie. As kind van die Here gaan dit oor die naam van die Here, dit gaan oor sy grootheid. En hier het dit gaan of kan Jesus die toets van vertroue, kan hy dit deurstaan? Kan hy gehoorsaam wees tot aan die einde toe? Die toets vir Jesus was nie sy honger nie. Dit sal hy getrou kan wees aan dit wat hy moes kom doen, aan sy roeping op aarde. 'n tweede belangrike gedagte wat ons hier raak lees in die gedeelte is natuurlik gaan rondom die 3 versoekings. Die eerste een, waar Satan vir Jesus kom sê, kan jy hierdie klippe in brood verander? Want hy het geweet, dit was die onmiddellike, Jesus was honger. En wat sou makliker vir Jesus gewees het, want hy is God self, om vir die klippe te sê, word brood. Wat sou makliker gewees het? Jesus kan dit doen, hy is God self. Hy het die hele wêreld geskep. So wat sou so moeilik gewees het vir Jesus om dit te doen? Hy het die reg om dit te doen. Hy kan dit doen. Maar daar lê, en soos wat ek vir kinders ook gesê, daar is 'n belangrike, as jy mens hierdie vers lees, dan staan daar, as u die seun van God is. Die duiwel probeer twyfel saai
in wie Jesus is, as jy die seun van God is. Hy probeer Jesus se identiteit ondermyn. Hy probeer vir Jesus sê, maar jy is nie werklik die seun van God nie. Hy probeer om aanmoedig om sy eie pad te loop. Want wat het Satan gedoen? As 'n gevalle engel het hy sy eie pad geloop. Hy wou God self geword het. Hy wou homself verhef het in die plek van die Here. Toe Satan daar in die tuin van Eden vir Adam en Eva gesê het die Here dit regtig gesê? Is dit regtig wat die Here gesê het? En so kry dit so baie keer dat mense ook dit wanneer dit kom by die Bybel sal vir jou sê, maar is dit regtig wat die Bybel sê? Is dit regtig wat die Bybel ons leer? Dieselfde vraag wat meer as 6000 jaar, 4000 jaar gelede gevra is deur Satan in die tuin vir Adam en Eva. Is dit regtig wat die Here gesê het? En ons kry ook baie keer daai vraag aan mense, is dit regtig wat die Bybel ons leer? Leer die Bybel ons regtig dat Jesus die enigste weg en die waarheid en die lewe is? Is dit so? Kan alle mense met alle gelowe nie maar uiteindelik in die hemel kom nie? Kan ons nie maar almal saam by mekaar kom en saam bid en saam die Here aanbid en dien nie? Ons is mos almal, maar ons glo mos maar almal in 'n God. Dis wat die wêreld ons vra. Ek het al vir julle gesê, in my gewete, in my gemoed, is daar nie eers die naaste van 'n denke om te sê, dat die Jesus wat ek aanbid, dieselfde is as die Jesus wat in die Koran vir die moslems voorgehou word nie. Daar is 'n groot verskil. My Jesus is God self. Hy is ook waarlik mens. My Jesus is nie net 'n profeet nie. Hy is God self. My Jesus het gesterf aan 'n kruis vir my sonde. Die moslems sê net Jesus is 'n goeie profeet. En daarom is my Jesus en die moslems se Jesus nie dieselfde nie. Die een wat hulle Isa noem, is nie dieselfde as my Jesus nie. Dit is 'n groot verskil. My God en hulle God, nie dieselfde nie. My God kan beide in die hemel wees en op die aarde wees. Hulle God kan net op een plek wees. Nie dieselfde God nie. So moenie verwar word deur hierdie retoriek wat ons dikwels hoor. Ag, ons glo mos aan dieselfde God. Ag, ons kan almal saam by mekaar kom, ons aanbid mos almal een Here. Dis die leuen van Satan. Soos wat hy vir Jesus probeer 'n leuen vertel het, sy identiteit van hom probeer wegneem het, so probeer die wêreld vandag nog die identiteit van God wegneem, om vir ons te sê, almal is maar dieselfde. Maar ek aanbid 'n lewende God, 'n opgestaane Here, 'n Here wat aan 'n kruis gesterf het vir my, maar omdat hy God self is, kon hy dit doen. En daarom antwoord Jesus vir Satan as hy hier in die woestyn is, en hy sê vir hom baie duidelik, die woord van die Here sê, jy sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat kom uit die mond van God. Dit wys vir my as gelowige dat ek en jy, ons moet ook die Bybel ken. Want Satan is slim genoeg om die Bybel te gebruik teen ons. Jakobus skryf daar in Jakobus 2, dan sê hy vir ons, dan sê hy, weet julle die duiwels glo ook? En hulle sidder van angs, hoekom? Want hulle weet wie God is. Die duiwel ken die Bybel. Die duiwel ken vir God, want hulle was in sy teenwoordigheid gewees. En hulle sidder van angs, want hulle weet wie God is. En ons as mense wil baie partykeer maar so, ek het nou dag daar by die Bybelstudie gesê, ons wil partykeer so Jesus so ons net ons hand langer maak, net ons pel maak. Soos die kleerlinge sê, jy is my gabba. Nee, jy is my vriend. En dit is nie so nie. Ja, God wil ons vriend wees, maar daar moet respek ook vir God wees, vir wie God is. Hy is nog steeds God.
die almagtige, die skepper van hemel en aarde, en as ons dit verloor, uit die oog uit verloor, dan verloor ons iets van die grootheid van die Here. Jesus kom antwoord en sê vir hom, jy sal nie leef van brood alleen nie. En dit is amper vir my so half asof daar, as 'n mens nou hierdie verhaal lees, asof daar iets daarin is van weer die 40 dae, 40 jaar van die volk in die woestyn. Waarvan het God die volk, waarmee het hy hulle gevoed in die woestyn? Manna, brood, vorm van brood. En dit is amper asof hier so half 'n simboliek is om te sê, net soos wat God vir die volk gevoed het, maar nie net met brood nie, hy het uiteindelik vir hulle die 10 gebooie gegee, hy het vir hulle die tabernakel gegee, binne in die woestyn, want dis waar die godsdienst eintlik sy ontstaan gehad het. Juis hier het God vir hulle gesê, ek voed julle met brood, en ek manna en kwartels uiteindelik ook, maar ek kom gee ook vir julle my woord, ek gee vir julle my tabernakel, sodat julle met my ontmoeting kan hê, want dis eintlik waar waarlike lewe is. Nie die brood nie. So hierdie gedeelte moet ons amper moet ons dit nie los sien van die gebeure van volk Israel in die woestyn nie. Jesus is weer in die woestyn. En dit is daar waar hy versoek word, en waar hy moet vashou aan die woord van die Here. Sy geloof word getoets, sy vertroue aan God die Vader word getoets, en in hierdie geloof moet hy sterk bly staan. Die tweede, as u die seun van God is, spring af, die hoogste punt in die tempel, spring af, en hy sal sy engele opdrag gee, om jou op hulle hande te dra. Weereens, hier is wel die gevaarlikste versoeking eintlik, want hier gebruik Satan selfs die woord van God, want hy haal hier die gedeelte aan, hy sal sy engele opdrag gee, om jou op die hande te dra. Kom uit die psalms uit. So hy gee vir hom die woord van God, hy sê, dit is wat die Here sê, dit is die woord van God, jy het nou net vir my gesê, jy sal nie leef alleen van brood nie, maar van elke woord wat uit God se mond kom, maar die woord sê vir ons, spring af, vertrou die Here, want hy sal jou op sy hande dra, hy sal die engele opdrag gee, sodat jou voet nie gestamp word in 'n klip nie. Maar jy het nou net vir my gesê, dis die woord. Jy sien, Satan is slinks. En weet, daar is baie mense wat sê, dat daar is nie 'n Satan is nie, maar glo my, daar is 'n Satan. Hulle sal nie so sê, as daar wel nie 'n Satan is nie. Dus jy is 'n manier van die Satan om te sê, hy is nie bestaan nie. En daar selfs sekere kerke, wat hierdie beginsel aanhang om te sê, daar is nie 'n Satan nie. Maar daar is 'n Satan. En hy het Jesus versoek. En hy kom ook in jou lewe, in my lewe, en hy kom versoek ons. En op hierdie manier, deur die woord te gebruik, wil Satan Jesus manipuleer, wil hy hom stuur, sodat hy sal doen wat Satan wil hy moet doen. Of dalk om sy eie wil voorop te stel, en nie God se wil nie. Maar Jesus weier, want wat antwoord hy? Hy sê, daar staan ook geskrywe. Jy sien, 'n mens moet altyd die Bybel in konteks lees. Jy moet altyd die volle verhaal van die Bybel lees. Dis met baie keer wat ek vir julle sê, konteks. Daar was die storie gewees van die ou wat altyd die Bybel so oopgemaak het, as hy wil weet, die Bybel oopgemaak en sy vinger op 'n plek gesit, is amper soos aan Discovery as jy daai Discovery punte kry, hy maak so en dan druk sy om iewers te neer. En dan maak hy en dan lees hy, en dan sê hy, lees hy die eerste plek, dan staan daar, Judas het vooroorgeval en oopgebars. Maak die Bybel toe. Hy sê, dit kan nie wees nie. Die Here het vir my sê, ek moet ook selfmoord gaan pleeg, maak hom weer oop, druk sy vinger neer, en staan daar, gaan jy en doen net so. Jy sien, dit is baie gevaarlik om die Bybel so te lees, want dan lees ek die teksvers uit hulle konteks uit,
En ek kan 'n boodskap kry wat dalk nie is wat die Here, glad nie is, wat die Here wil hê ek moet verstaan nie. Konteks, konteks, konteks. Nie net alweer in die gedeelte wat ek lees nie, maar in die wyeer begrip van verstaan van die Bybel. Daarom sê Jesus vir hom, ja, dit staan daar, maar daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En so beveg Jesus Satan se woord met die woord, met die ware verstaan van die woord. Daarom wees baie versigtig ook baie keer hoe mense met die woord omgaan en die woord uitlê, want Jesus sê Matteus 7, julle sal mense laat opstaan uit die dood en julle sal siekes gesond maak en julle sal by my kom en julle sal sê, Here, Here, het ons nie dit gedoen nie. En die Here sê, gaan weg van my want ek ken julle nie. So mens moet versigtig wees na wie jy luister, wat die woord vir jou bring en mense se lewens gaan ondersoek. 'n derde versoeking wat ons kry hier is waar hy Jesus neem na 'n hoë berg. En hy sê vir hom, kyk al die koninkryke, kyk al die plekke hier rondom, al die koninkryke hier rondom jou. Ek gee dit alles vir jou. Alles. Is joune. Al wat jy moet doen is val neer en aanbid my. Is dit nie 'n leuen reg uit die hel uit nie? As Jesus die seun van God is, het alles alreeds aan hom behoort. Hy is die skepper daarvan. Dit is soos daai ou wat ek van gelees het, wat daar in die wêreld rond gegaan het, uit onder andere die London Bridge, en die Westminster, en die San Francisco brug, het aan mense verkoop. Nee? Maar hier is nou nog erger, want hy kom by Jesus, en hy sê vir Jesus, al wat jy moet doen is, val neer, aanbid my, en ek gee vir jou alles, so ver as jy oog kan sien. Wat daai liedjie wat ons vir die kinders sing? Hy hou die hele wêreld in sy hand. As God alles in sy hand hou, as hy die skepper van alles is, wat 'n groot leuen kom Satan met hom, en hy sê vir hom, ek gee vir jou alles, kom val net neer en aanbid my. En dan sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, weer eens, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En dan gaan Satan van hom weg. En dan lees ons dat daar rus gekom het vir Jesus. En meer as dit, God het sy engele gestuur en hulle het hom versorg. Hulle het vir hom alles gegee wat nodig is, wat hy moes hê, kos en wat ook al. Want God het hom versorg. Jy sien, broers en susters, ons gaan deur hierdie lewe. En in ons elkeen se lewe is daar baie kere 'n plek vir ons om dalk 'n kort pad te vat. Baie van ons wil hierdie kort pad vat. Daar's baie keer versoeking oor ons pad om te sê, ag, dis nie so erg nie, doen eerder dit, maak so, maak so. Satan kom versoek ons ook elkeen in ons lewens. Maar wat die Here van ons vra is om sterk te staan, om nie aan ons eie wil eerste rang te gee nie, maar aan God se eer die eerste plek in ons lewe te gee. Die een wat honger is, sal gevoed word deur die Here. Die een wat alleen was, sal bedien word deur die Here. Die een wat versoek is, sal versterk word deur die Here. God se verskyning kom nie voor die stryd nie, maar dit kom na die oorwinning. En jou en my oorwinning is nie in onsself nie, dis in Jesus Christus. Daarom kon Jesus die Satan se versoeke weerstaan, omdat hy God is. En dit het die weg gebaan dat hy kon sterf aan 'n kruis, sodat hy ons sondes op hom kon neem, en vir ons die vryheid kon gee. Matteus is nie die verhaal, Matteus 4, is nie die verhaal van versoeking alleen nie, maar is die verhaal van oorwinning. Van Jesus, seun van God,
die geliefde seun van God, in wie hy 'n welbehae het, wat oorwin het, oor sonde, oor Satan, en selfs oor die dood. En daarin het ek en jy deel. Al wat ons moet doen, is glo dat Jesus die Here is. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, baie dankie vir hierdie boodskap vanmôre. Dankie dat ons kan weet, U is die geliefde seun. U is die een in wie die Vader 'n welbehae het. En alhoewel hy gekom het, en alhoewel hy versoek is, het hy nie toegegee aan die versoeking nie, want hy het gekom om die sonde te oorwin. Hy het nie u wil en u behoeftes, u belange vooropgestel nie, maar hy die belange van die wêreld eerste gestel. En daarom skryf Johannes baie later, as hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, en dit is my gebed vir ons as gemeente. Dis die gebed vir Carletonville en vir die wêreld waarbinne ons leef, is dat elkeen wat u ontmoet ook sal glo en u sal aanneem, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons bring aan u al die lof en die eer vanmôre, in die naam van Jesus Christus. Christus. Amen. Broers en susters, ons gaan weer aansit by die nagmaalstafel. En ek nooi julle uit om saam met ons hier te kom aansit, en as jy die vrymoedigheid het om in jou eie gemeente die nagmaal te gebruik, as jy besoekers is vanmôre, dan is julle welkom om ook hier saam met ons die nagmaal te gebruik. Die binneste kringetjie van die druiwe, van die kelkies is die druiwesap, die middelste kringetjie, en die buitenste kring is die wegte wyn. Daar is ook bekers vir die van julle wat bekers wil gebruik, en dan is ons dankofferkussies ook hiervoor. So kom en bedien julle self. Broers en susters, ons sit aan by die nagmaaltafel. Die nagmaal is 'n teken. Daar is mense wat sê, maar hierdie is, die brood is die liggaam van Christus, en die wyn is die bloed van Jesus, maar dit kan nie wees nie. Dis die teken daarvan, dis die teken van die liggaam van Jesus, en is die teken van die bloed van Jesus, maar dit is nie dit self nie. Dis gewone brood, is gewone wyn, is gewone druiwesap. Maar wat dit vir ons leer, is baie belangrik. En een aspek wat dit vir ons leer, is natuurlik, dat God getrou is. En dit wat ons vanmôre gelees het uit Matteus 4 vers 1 tot 11, dui en wys vir ons op die getrouheid van Jesus. Dat het vir hom nie gegaan het oor homself nie sy eie belang nie, maar uiteindelik oor die belang van ons as mense. Nie om aan sy eie wil gehoorsaam te wees nie, maar om gehoorsaam te wees aan die wil van God. God is getrou. Die verbond wat hy gemaak het in die Ou Testament, het hy kom waarmaak in Jesus, en kom maak hy elke dag in elke gelowige se lewe waar wat Jesus aanneem. Hy is God en Vader. Hy is getrou. En daarom kan ons sy woord gehoorsaam. Daarom kan ons luister na wat hy vir ons sê, en daarom kan ons aanvaar wat hy vir ons kon doen het, want God is getrou. En wanneer ons vanmôre die nagmaal vier, daar is baie ander dinge, maar kom ons fokus vanmôre op die wete dat God getrou is aan sy belofte. En wanneer ons dan die brood breek, dan dink ons daarin dat Jesus ook die brood gebreek het saam met sy disippels en gesê het, die brood wat ek breek is die teken van my liggaam wat vir julle gebreek is. Neem, eet, dink daarin en glo dat my liggaam ook vir jou gebreek is as 'n volkome versoening
vir al jou sondes. En Jesus het nadat hy die brood vir sy disippels gedeel het en gegee het hy die beker geneem, die beker van danksegging, sy Vader gedank en gesê, hierdie beker is die teken van my bloed, wat vir julle gestort het aan die kruis. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo dat my bloed vir jou gestort het, as 'n volkome verlossing van al jou sondes. Is Niels, ekskuus Niels. Daar vir Sander hulle. Julle reg. Kan nie Anna. Dankie Piet. Dankie Niels. As ons blaai na Hebreërs toe, dan lees ons hier in Hebreërs 10 hierdie woorde wat vir my altyd so ongelooflik treffend is. Vers 12. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. En nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. En dan haal hy dit weer in vers 18. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. En ek dink dit is die waarheid wat ons met ons saam kan vat, dat die een offer van Jesus vir ons volkome is, dis vir altyd, ons sondes is vergewe, en ons hoef nie weer daaraan te dink nie. Want Jesus doen dit nie, God doen dit nie.